Goeiemôre gemeente. Kom ons kyk net na die week se afkondigings. Môre na oggenddiens en dan môre is daar Bybelstudie by die ouer huis om 10:00. Daar sal geen junior en senior katekese nie. Ons geen koffiehuis nie. Wel donderdag het ons vroue bid hier en dan volgende Sondag het ons ook oggenddiens hierso. Dan verjaarsdag, vandag die 2de is dit Wiekie van Merwe. Dan 3 Augustus is Jasper Brandt. 4 Augustus is Christoph Steenkamp. 5 Augustus is Adrian Lou en Steve Venter. Donderdag die 6de is dit Nelmarie Brandt en Zanel Swart. Vrydag die 7de is dit Christie Burmeister Nel, Gerald Coetzee en Piet Gous. En dan Saterdag die 8de is dit Conrad de Tooi en Nanda Herridge. En dan kyk ons net na Woensdag is dit Chris en Hermine Grobler se 32-jarige huweliksherdenking. Ons gee vir hulle net 'n lekker handklap. Dan het hierdie 5 weke wat ons gaan hê tussen 6 en 4 Oktober. Ons regtig gepraat 'n bietjie oor die konsep van seën. Mens kan nou baie maklik dink dit is 'n voorspoedteologie dat ons moet net God aanbid dan sal hy ons seën. Hier is so klein bietjie dieper, baie meer intens wat ons regtig net gaan praat oor God se seën en hoe dit deur ons lewe moet wees en hoe ons ander mense tot seën moet wees. So ons nooi ons land daaroor te bid, daaroor te dink, maar dit sal dan van die 6de September tot die 4de Oktober wees. Dan neem ons weer vir kennis, daar sal nie volgende Sondag nagmaal wees nie, sal 'n nuwe datum sal ons daarvoor weergee. Dan het Lief en Leed, is weer 'n lysie. Ons dink aan Tannie Letty Hy, die Tannie sukkel nog steeds baie met gordelroos. Ek meen, sy is nou al, sy het 'n maand dit hier gehad en toe sy nou windtotaal vir omtrent so 2 maande. So hulle vat hom nou môre, gaan sy na 'n spesialis toe. So kom ons hou haar net reg in ons gebede. Wilma Skooman het gegaan vir 'n skoueroperasie, maar dit het ook goed gegaan. Sy is ook ontslaan. So ons is die Here dankbaar daarvoor. Ons dink aan Jan Human, met al sy gesondheids goed. En dan ook aan oom Dani Brandt. Oom Dani is nou nie meer hier by ons in die gemeente nie, maar dit gaan ook nie goed met sy gesondheid nie. So kom ons dink ook net aan hom. En dan ook net dankie aan julle. Ek weet dit is nou nie eintlik my werk om dankie te sê nie, maar almal wat betrokke was by Kanaal 7 en daar ook, ek seker die stel en die span is diep dankbaar vir elkeen se ondersteuning en van ons kant af is ons ook dankbaar vir jou stel en elkeen van julle wat ook leiding geneem het daarso. Gemeente, is al afkondigings wat ek het. As daar wel nog lief en leed is, asseblief laat weet vir my. Ek weet ook net so baie soos wat ek weet, verder nie. So as daar iets meer is, asseblief laat weet vir my. Kyk, kom ons word vir 'n oomblik rustig en dan gaan ons die Here loof en prys.
die hemel is die Heer, en sy glans soos kristal. Hy is die Heilige van God, en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son, die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag, en die heerlijkheid en krag, en aan U is die eer, en die lof van U regeer. U regeer.
is ons God, hoe wonderbaarlik sy naam. Hoe groot is ons God, en die engele sing heilig, heilig, heilig. Mag ons harte dit sing, mag ons lewe dit wys, hoe groot is ons God. In Jesus naam, amen. Julle kan sit. Gemeente van die Here, Jesus Christus, ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Psalm 145 herinner ons, die Here is groot, alle lof kom hom toe. Sy grootheid is ondeurgrondelik. Vandag kom ons nie by mekaar om te sê hoe groot ons is nie, maar hoe groot God is. Ons kom nie om onsself te verhef nie, maar om saam met Dawid te sê, ek wil u lof verkondig, my God en koning, ek wil u naam altyd loof. Kom ons aanbid die Here. Genade en vrede vir julle, van ons Skepper God, en van Jesus Christus, ons Here, deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Mag ons vandag nuut opdek, dat die God wat ondeurgrondelik goed is, en groot is, ook genadig en barmhartig, en lankmoedig, en vol liefde is. Amen. Gemeente, ons skriflesing vanmôre kom uit Psalm 145, vanaf vers 1 tot 10. As u Bybels hier het, is u meer as welkom saam met my daarin te blaai. Pragtige, besonderse Psalm. Psalm 145, opskrif in my Bybel is, ek wil getuig van die magtige dade. Maar voordat ons sy woord van die Here lees, kom ons buig ons hoof toe. Here, saam met die lied wil ons sing, hoe groot is U. Want U is die een wat was en is en vir ewig sal wees. En daarom loof en prys ons U groote, wonderlike naam. Here, waar ons nou deur die skrif gaan lees, bid ek dat U die skrif vir ons sal oopbreek. En dat ons regtig sal hoor wat U vir ons elkeen wil sê vandag. Mag ons nie onveranderd U wegstaan nie, maar mag U deur die woord ons harte aanraak. In Jesus naam. Amen. Psalm 145 vanaf vers 1. 'n loflied van Dawid. Ek wil U lof verkondig, my God en my koning. Ek wil U naam altyd loof. Elke dag wil ek U loof. Ek wil U naam altyd prys. Die Here is groot. Alle lof kom hom toe. Sy grootheid is ondeurgrondelik. Geslag na geslag prys wat U doen en vertel van U magtige dade. Van U luister die heerlikheid van U majesteit. Ek wil getuig van U magtige dade, sodat die mense oor die wonderdade sal praat. Ek wil U grootheid vertel, sonder ophou moet hulle U groot goedheid verkondig en oor U reddingsdade jubel. Genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Die Here is vir almal goed en barmhartig oor alles wat hy geskep het. Almal wat deur U geskep is, loof U Here en die troue dienaar prys U. Tot sover in die woord van die Here. Daar sekere oomblikke in ons lewe waar ons net stil word. Dalk wanneer jy na 'n groot landskap kyk, dalk as jy voor die see staan, dalk as jy saans na die sterre opkyk. En dis in daardie oomblikke wat ons besef hoe klein ons werklik is en hoe groot die wêreld rondom ons is.
Ons leef egter in 'n tyd wat ons gewoond daaraan geraak het, dat ons wil alles verstaan. As ons nie iets weet nie, dan soek ons 'n antwoord. Maar daar's wel dinge wat ons verstand nooit sal kan begryp. God is so. Ons kan hom leer ken, ons kan hom lief hê, ons kan hom vertrou, maar ons kan hom nooit volledig verstaan nie. En wanneer ons iets van God se grootheid raak sien, kan ons nie anders as om hom te loof nie. Psalm 145 sê iets daarvan. Ons moet wel vanmôre vir 'n oomblik net stil staan en vir mekaar vra en mekaar herinner, wie het hierdie Psalm geskryf? En dan lees ons in vers 1, dis Dawid. En ons weet dat Dawid een van die grootste konings was wat Israel nog ooit gehad het. Hy was 'n magtige, sterk koning. Tog kom hy voor God. En hy sê nie hierdie Psalm en sê vir sy gemeente of die mense onder hom, luister na my, die koning praat nou, jy moet stil bly nie. Wat sê hy? Hy sê, ek wil u lof verkondig, my God, my koning, u naam wil ek altyd loof. So wat doen Dawid heel eerste? Hy plaas homself, al het hy al die posisie in die wêreld, plaas hy homself onder God. Hy sê duidelik, ek is dalk koning, maar hy is soveel groter as ek. Ek gee God eer. In die tyd wat ons vandag bly, ken ons nie regtig koninklik is nie. Maar die ironie is hier dat die grootste gesag op aarde daardie stadium, daar's niemand wat bo Dawid regeer in 'n aardse perspektief nie. En die ironie daar agter is, die koning kom buig voor die koning. Die koning kom plaas homself onder die koning van die heelal. Hier is waar aanbidding begin. Dis waar ek besef, God is groter as wat ek ooit sal dink. Hy verdien my eer. Ons kan nie op ons eie troon bly sit en werklik God prys nie, want as ons op ons eie troon sit, dan wil ek beheer hê, dan wil ek besluit, dan wil ek weet en dan wil ek bepaal. Aanbidding is waar ons nederig voor die koning buig en sê, Here, hierdie troon van my hart en van my lewe is U se. Dis waar aanbidding begin. En ons verhouding met God moet hierdie altyd voorloop. En ons moet iets hoor en iets moet in ons lewe spreek van Johannes 3 vers 30, waar Johannes die doper die volgende woorde sê, hy moet meer word en ek minder. Ek moet van my troontjie afklim en hy moet daar sit. Dan verder in vers 3 praat dit juis van die grootheid van God. En vers 3 sê, die Here is groot, alle lof kom hom toe, sy grootheid is ondeurgrondelik. Nou hierdie woord ondeurgrondelik is nie 'n woord wat ons vandag regtig gebruik nie. Toe ek hom gelees het ek nie 'n idee gehad het wat hy beteken nie. So ek moes 'n bietjie gaan kyk het. Dit kom daarvan, sy teenoorgestelde is om iets te ken, om iets heeltemal te deurgrond, in ander woorde om iets heeltemal te verstaan. As ons praat van iets wat ondeurgrondlik is, beteken dit ons kan dit nie totaal en al verstaan nie. En dis wat God is. God se grootheid kan ons nie heeltemal verstaan nie, kan ons nie heeltemal in woorde sit nie, kan ons nie heeltemal pleis vind in hierdie breins van ons nie. Elke keer as ons dink, okay, ek het nou God leer ken, ek ken God, dan wys hy net vir my, jy ken net 'n klein deeltjie van wie ek is. En in vandag se tyd sukkel ons daarmee.
In hierdie tyd van geskiedenis sukkel ons daarvoor, want met 'n druk van 'n knoppie op hierdie foon, deur te Google weet ek alles van alles. En as Google my nie kan help nie, dan kry ek vir ChatGPT nader en ek vra vir hom, wat is dit? Wat is dit? En daardeur kan ek redelik alles deurgrond, kan ek redelik van alles weet. As ek wil weet, hoekom wil hierdie kameraatjie my nie opvang vandag nie, dan vra ek vir Chat, hoekom? En hy praat tot Afrikaans, dis die wonderlike daarvan, ek hoef nie eers in Engels met hom te praat. En hy verduidelik my terug in Afrikaans, en hy sê vir my, want Leon, jy het nooit die ding aangesit nie. Dis hoekom hy jou nie sien nie. En in vandag se tyd kan ons alles van alles weet. Daarom sukkel ons dan, want met God is dit nooit so nie. As ek God se grootheid kan deurgrond, kan verstaan, dit beteken dat hy nie meer God is nie. Daar is iets heilig om te erken, ek verstaan nie. En in vandag se tyd, as mense vir jou iets sê, en jy sê, maar hoorie, ek weet nie waarvan jy praat nie, ek verstaan nie, dan kyk mense half op jou neer en dink, maar hoe verstaan jy nie? Dit is so algemene kennis. Maar as ons voor God staan en ons sê, ek verstaan nie, is dit dalk heilige grond wat ons opstaan. En is dit nodig? As ek hom totaal en al kon vaspen, sou ek hom kon beheer, hom verklaar, hom in 'n mooi boksie plaas en sit, en sou ek met hom wou doen wat ek wou. Dan is hy mos nie meer God nie. Die Hebreëse woord vir hierdie ondeurgrondelik beteken letterlik, daar's geen ondersoek wat hom volledig kan pyl nie. Daar's geen einde aan die soektog om hom te leer ken nie. Dis soos die see. Ons kan langs die see loop, ons kan in hom vis vang, ons kan dit geniet, ons kan swem, ons kan homself studeer, maar niemand kan die volle oseaan ooit verstaan nie. Daar word gesê dat ons meer op hierdie stadium weet van die bekende ruimte daar buite as die oseane van ons in die wêreld. Want ons kan dit nooit vaspen. En so is God ook net soveel keer meer. Ons sal hom nooit ten volle ken nie. Daarom as ons voor hierdie ongelooflike grootheid te staan kom, wat ons nie kan vasvang nie, kan ons nie anderste as om ons hande op te lig en ons harte oop te maak en te sê, hy is groot. Ons kan nie anderste as om hom te prys nie. C.S. Lewis skryf dat God het nie ons lof nodig nie. Hy kort dit nie van ons, dit moet ons verstaan. Hy kort niks van ons nie. Maar wanneer ons iets mooi sien, iets groot sien, dan gebeur lof van self. As ek 'n mooi sonsondergang sien, dan roep ek dadelik my vrou nader en sê, kyk. As jou span wen, dan vertel jy vir almal. As jy verlief word, dan praat jy oor almal met daardie persoon. Hoekom? Want die vreugde borrel oor. Ek kan dit nie vir myself hou nie. As jy dus voor God staan en werklik besef met wie jy te doen kry, sal dit oorborrel en jy sal dit nie dankeer nie. Die woorde ek wil kom baie keer in hierdie eerste 3 verse voor. Want daar gebeur iets as ons nederig voor God staan en besef hy's groter as enigiets. Ons word na aksie toe beweeg. Ons kan nie anderste as om hom te begin loof en prys nie. Dis asof iets aangeskakel word, bewustelik of onbewustelik, dat as ek voor hom staan, ek nie anders kan, dat ek nie anders wil, as om sy groot naam te prys nie. Ons het besef, aanbidding nooit net 'n passiewe ding is nie. Dis 'n beweging wat daaruit voortkom. Met of sonder musiek, in die kerk of buite die kerk, as ek voor die Here staan, soos ek altyd doen,
sal my siel hom altyd wil prys. Dis wie hy is. 'n God wat ons loof en prys verdien. Maar hierdie stop nie net by my as enkel persoon wat die Here loof en prys nie. Hierdie persoon kan en wil dit nie vir homself hou nie. Hy wil dit verkondig en uitdeel na die volgende generasie toe. En vers 4 gaan verder daarvan as hy sê, geslag na geslag, prys wat u doen en vertel van die magtige dade. Van die luister die heerlikheid van u majesteit. Ek wil getuig van die magtige dade, sodat die mense oor die wonderdade sal praat. Ek wil van u grootheid vertel. Sonder ophou moet hulle u grootheid en goedheid verkondig en oor u reddingsdade jubel. Genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Die Here is vir almal goed en barmhartig oor alles wat hy geskep het. As ons iets ongelooflik ervaar het, kan ons nie wag om dit met iemand anders te deel nie. As ek die lotto sou wen, as ek ouma word, as ek 'n nuwe werk kry, as my sportspan wen, kan ek nie anders as om vir almal daarvan te vertel nie. Ek tel die foon op en ek bel die wêreld. Ek sit dit op Facebook, op Instagram, ek sê dit oralste. Almal moet net weet van die groot ding wat ek gesien het, want almal moet in jou geluk deel. En hierdie is wat ons veronderstel is om te doen met God ook. Oor die dade wat hy doen, oor sy grootheid. Dis iets wat Dawid aan almal wil vertel. Want as jy werklik God leer ken, werklik 'n ervaring met hom het, dan word jy 'n storieverteller. Dan word jy iemand wat dit uit jou uitborrel. Ek begin praat oor die dinge wat God vir my gedoen het, maar veral soos vers 4 sê, van geslag na geslag. Van generasie na generasie. Ons moet een ding besef vandag. Die kerk is altyd net een geslag van ophou bestaan. Die kerk is altyd een geslag van ophou bestaan. As die geloof nie aangaan na die volgende geslag oorgedra word nie, dan maak ons hierdie deure toe. Dan gebeur daar iets wat in Rigters gebeur het. In Rigters 2 vers 10 staan daar, al die mense van sy leeftyd het gesterf, en die volgende geslag mense het nie die Here geken nie. Hulle het ook nie geweet van sy groot dade nie, wat hy gedoen het om vir Israel te help nie. Hoe skokkend is dit? As ons geloof nie tasbaar word nie, is ons geloof besig om saam met ons dood te gaan. Een geslag se stilte kan die volgende geslag se onkunde word. As ons nie hierdie geloof oordra na ons kinders nie, en hulle nie na hulle kinders nie, dan maak ons hierdie deure toe. En dit is wat geskiedenis vir ons wys. Dis wat, as ons in Europa is vir ons wys, daai ongelooflike kerke wat leeg staan, wat net museums word. Dis wat kan gebeur in Oudtshoorn, dis wat kan gebeur in hierdie kerk, as ons nie begin moeite maak, om na die volgende geslag oor te dra nie. En hoor mooi, kinders luister nie na ons Bybelkennis nie. Hulle luister na ons lewe. En ek het al 'n paar keer dit van hierdie selfde kansel afgesê, en ek gaan dit nog 'n paar keer doen, en ek sal dit die hele tyd doen, tot ek eendag hier weggaan. Maar weet jou kinders en jou kleinkinders van die God wat jy dien. Weet hulle, hoe het God deur hierdie jare na jou gekyk, die wonders wat jy al beleef het. Om vir die geslag na ons te vertel, wat Jesus vir ons gedoen het, is nie net die kategeet op 'n maandagmiddag se werk nie. Ons het 'n uur, dis dit. Soms
Ek wil nie eers 'n sommetjie gaan maak van hoeveel maande ons eintlik het in 'n jaar nie, vir 1 uur. Dis nie genoeg in 'n wêreld wat die heeltyd vir hulle iets anders vertel nie. Van die wêreld sê vir hulle, hierdie Jesus ding beteken niks. Ons kan nie dit net los vir 1 uur op 'n maandag nie. As dit vir jou belangrik is, en ek dit sal wees as werklik 'n verhouding met God het, dat die volgende generasie iets van sy grootheid van God beleef, dan moet jy vandag besef, dit begin by jou. Wat jy hulle vertel, hoe jy voor hulle leef, kan hulle binne jou sien dat jy dien 'n lewende God. Vertel hulle vriende, my pa, my ma, hulle dien God. Hulle kom Sondag na Sondag kerk toe, ek sien hulle Bybel lê oop langs hulle bed. As ons die aande om tafel sit, dan bid my pa nie net 'n rympie nie, ek hoor hom bid ook in die aande. Het hulle jou al ooit oor bid? Of is dit net vinnig daai rympie voor ete? Hulle weet, hulle moet hulle oog op die bal hou op die sportveld, maar weet hulle moet hulle oog op Jesus hou deur die lewe. Maak jy jou kinders honger vir 'n liefde vir Jesus? Soos wat ons hulle van kleins af sit ons met 'n rappiebal in hulle hand en ons trek vir hulle 'n mooi truitjie aan en sê, hy gaan eendag vir die Namibia speel of vir die Bokke speel en ons maak hulle lief daarvoor. En hoor my mooi, ek is nie teen dit nie. En ons sit en ons sê, jy moet nou fokus op akademie, want jy moet die familie se volgende ingenieur word. En hoor my mooi, ek is nie teen dit nie, maar sit ons dieselfde hoeveelheid liefde in hulle harte vir Jesus, sit ons dieselfde hoeveelheid honger vir Jesus in hulle harte. Maak jy moeite dat hulle Jesus wat jy ken aanbid? Of is die Jesus wat hulle sien in jou eintlik iemand wat kwaai en vervelig is? Liewe gemeente, ons leer mense ken deur ander mense. Nee, as jy nog nooit iemand ontmoet het nie en jou vriend praat met jou oor daardie persoon, dan maak ek in my kop, sien maar ek is jou vriend en jy praat oor 'n ander vriend, dan maak ek in my kop 'n prentjie van hierdie persoon op. Nee, as jy vir my sê, nee, hy doen dit en hy doen dit, dan maak ek hierdie prentjie. En as die tyd kom wat ek hom dalk gaan ontmoet, dan het ek al reeds my prentjie. So ek gaan of opgewonde word om hierdie persoon te ontmoet, as ek uitvind, okay, maar kan ons saam kuier, ek wil hierdie persoon ontmoet. Of die teenoorgestelde gaan gebeur. Ek gaan dit vir my elke keer, as jy sê, jy wil hê ek moet hierdie persoon ontmoet. Hoe voel jou kinders oor Jesus? Sal hulle die Jesus wil ontmoet? As 'n pa se gebed is belangrik, as pa sê gebed is belangrik, maar hy bid nooit nie, dan leer hulle iets. As 'n ma sê God is goed, maar sy leef konstant sonder hoop, dan leer hulle iets. As oupa sê hy vertrou op die Here, maar hy's altyd bitter, dan leer hulle iets. Ons leer God met ons lewe voordat ons hom met woorde vir ons kinders en die wêreld leer. Deuteronomium 6 vers 4 sê, luister Israel, die Here is ons God, hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou siel, met al jou krag. Hierdie gebooie wat ek vir jou vandag gee, moet jy op jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en moet hulle daaroor praat. As jy in jou huis is en as jou pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet dit by hulle inskerp. Gaan Dawid aan en hy sê, genadig
en barmhartig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Die Here is vir almal goed en barmhartig oor alles wat hy geskep het. Glo jy hierdie woord? Glo jy hierdie van die Here? Glo jy dat hy is genadig, barmhartig, dat hy is lankmoedig? Daar is dalk 'n woord wat ons 'n bietjie moet na kyk. Hy is vol liefde. Hy is vir almal goed. Hy is barmhartig oor alles wat hy geskep het. Nou hier sê Dawid dat God is goed. Vroeër het hy gesê dat God is groot. En hierdie kan baie keer in ons koppe half met mekaar bots. Maar God is beide. God is beide. As God net groot was, sou ons 10-1 te bang gewees het om na toe te gaan. En as God net goed was, sou ek gedink het, kan hy regtig my sonde dra. Maar nou is God baie groot. En God is baie groot. So hy kan beide doen. En ons sien dieselfde as ons na Jesus kyk. In hom sien ons immers die liefdevolle Jesus, waar aarde toe gekom het uit liefde. Hy het immers mens geword. Maar ons sien ook die sondelose en die absolute heilige mens en God wat hy was. En dalk is dit vandag die vraag waartoe jy moet huis toe gaan. Watter prentjie sien mense van God as hulle na jou kyk? Sien hulle net 'n God van reëls? Sien hulle net 'n God wat kwaad word? Sien hulle net 'n God wat ver en stil is? Of sien hulle deur my lewe iets van God waaroor Dawid sing? 'n God wat groot is, groter is as wat jy ooit kan verstaan, maar 'n God wat goed is, genadig is, barmhartig is, lankmoedig is en vol liefde is. Want dit is die wonder van die evangelie. Die God wat te groot is om volledig te begryp, het homself in Jesus naby aan ons gebring. Die God wie se grootheid ondeurgrondlik is, het iemand geword, het mens geword. Die koning van die hemel en aarde het gekom om ons te dien. Die heilige God het na sondaars uitgereik. Die God wat niemand ten volle kan pyl nie, het gesê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Ons hoef nie al sy paaie te kan verklaar voordat ons hom kan aanbid nie. Ons hoef nie 'n antwoord op elke vraag te hê nie. Ons kan net sê, ek wil U lof verkondig, my God en my koning. Ek wil U naam altyd loof. En wanneer ons werklik hom leer ken, dat ons dit nie vir onsself kan hou nie, dan vertel ons dit vir ons kinders, dan vertel ons dit vir ons kleinkinders, dan vertel ons dit vir ons vriende, dan vertel ons vir hulle van die kere waar God my gedra het, waar God voorsien het, waar God my vergewe het, waar hy my getroos het, waar hy vir my nuwe hoop gegee het. Nie omdat ons elke geheim van God verstaan nie, maar omdat ek iets van God se goedheid beleef het. En ek is seker, elkeen van ons wat hier sit, kan sy hand opsteek as ek vandag sal vra, het jy al God se goedheid beleef? En dan wil ek 'n tweede vraag vra, weet jou kinders dit? Weet jou vriende dit? Leef dit uit jou uit. Mag ons die volgende geslag nie net van God hoor, omdat die kerk vir hulle iets daarvan vertel nie. Maar mag hulle iets van God sien in ons. Mag hulle hoor hoe ons bid. Mag hulle sien hoe ons vertrou. Mag hulle beleef hoe ons vergewe. Mag hulle sien dat ons hoop het, selfs wanneer die lewe moeilik word. Mag hulle deur ons lewe honger word om Jesus self te ken. Want een geslag se stilte kan die volgende geslag se onkunde word. Maar een geslag wat met hulle lewe getuig, kan 'n volgende geslag help om die Here te leer ken. Dawid die koning buig voor God en sê, ek wil U lof verkondig, my God en my koning. Mag dit ook ons antwoord wees, nie net op Sondag nie, nie net wanneer die musiek begin speel nie, maar elke dag.
in ons huise, by die werk, in ons woorde, in ons gebede en op elke manier wat ons leef. Want die Here is groot. Sy grootheid is ondeurgrondlik, maar die Here is ook goed. Hy is genadig, barmhartig, lankmoedig en vol liefde. En daarom sal ons hom loof. Ek wil sy lof verkondig, my God en my koning. Ek wil U naam altyd loof. Amen. Ons loof en ons prys U naam. Maar Here, mag dit nie hier stop nie. Mag dit in ons gesien word, in ons ervaar word. En mag ons 'n wêreld gaan vertel, vir al ons kinders, vir al ons kleinkinders, dat ons dien 'n goeie God, maar ons dien 'n groot God. In Jesus naam alleen. Amen. Ons gaan die Here nou dien met ons offergawes. Here, dankie dat ons nou 'n deel van onsself aan U kon gee, maar neem alles en gebruik ons as voorbeeld. Gebruik hierdie geld tot die opbou van U koninkryk en laat U wil daardeur geskied. In Jesus naam. Amen. Kom ons staan en eindig ons met 'n slotlied. Oh
Ontvang nou die seën van die Here. Mag die Here, wie se grootheid geen mens ten volle kan pyl nie, julle elke dag dra met sy genade. Mag hy julle harte vul met verwondering, julle monde met sy lof, en julle lewens met sy getuienisse, sodat die volgende geslag kan hoor van sy magtige dade. En mag die seën van God die Vader, die liefde van Jesus Christus, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, met julle almal wees en bly, vir nou en vir altyd. Lekker weer.